Die SABC wil 'n nuwe lisensiemodel inbring. Nou, huidiglik weet ons almal die huidige TV-lisensiemodel werk nie. Daar is nie genoeg mense wat betaal nie en wanbetalers, die wanbetalergroep is te groot. Nou, as jy gaan na 'n groep mense toe en jy praat met hulle oor TV-lisensies, glo my, jy kry mense se gesigte wat sommer snaaks getrek word nog voor jy begin klaar, of wel, nog voor jy klaar gepraat het en jou idees voortgebring het. Mense wil nie lisensies betaal nie. Dit is 'n idee, dit is 'n kultuur wat ingekom het van ons wil nie betaal nie. Ons wil nie betaal vir TV-lisensies nie. En mense het so groot geword dat om nie te betaal vir 'n TV-lisensie is amper normaal. Daar's mense wat tot vir jou sal snaaks kyk as jy vir hulle sê, ek betaal TV-lisensie elke jaar. Dis R265 'n jaar. Dis nie vreeslik baie geld nie. TV-lisensies is ingebring in 1936 as ek nou nie verkeerd het nie. So vir jare tot en met 1994 was dit 'n model wat lekker gewerk het. Dit het die SABC of SAIK as jy dit dan nou so wil noem. Ons bly maar by SABC want dit is nou die offisiële benaming. Dit het hulle aan die gang gehou. En iewers, ek dink is 1993, 94 se tydperk, was meer as 2 miljoen, ek dink 2.3 miljoen mense het betaal, het TV-lisensies gehad en het betaal. Dis 'n verskriklike groot groep mense, maar die groter meerderheid van daai mense wat lisensies gehad het en betaal het, is of Afrikaans sprekend of en Engels sprekend. So, hier is waar die probleem nou ingekom het na 1994, veral 1995, toe die ANC beheerde regering besluit het, ons moet diversify, ons moet nou vir al die tale beskikbaar maak op SABC. En hulle het nou local programming begin inbring in isiZulu, isiXhosa en al hierdie ander tale wat die Afrikaans sprekende en Engels sprekende lisensiebetaler nie verstaan het nie. So hulle het nou begin sidelined voel. En ek vra om verskoning as ek baie Engelse woorde gebruik. Ek is nou maar Engels grootgemaak en dit maak my lewe partykeer 'n bietjie moeilik, omdat ek my eetam op Afrikaans partykeer 'n bietjie beperk raak. So, nou het ons lisensiebetalers, Afrikaans en Engels, die grootste gedeelte, wat voel dat hulle gesideline word. Hulle word nie, want hulle kry hulle baat niks uit al hierdie addisionele kanale wat geskep is, waar al hierdie ander tale, is local content, ja, maar jy verstaan dit nie. So, waarvoor moet jy 'n TV-lisensie betaal, as meeste van die goed wat op TV dan uitgesaai word op SABC, nie relevant is tot jou nie. So, wat gebeur het is, mense het begin voel, die Afrikaanse en Engelse gemeenskappe wat TV-lisensies betaal, het begin voel dat, weet jy wat, ons betaal om ander mense gelukkig te hou. En dit is waar die stelsel tot niet begin gaan het. Nou, ek dink dit is waar ons 'n groot probleem het wanneer dit kom by jou direkteure en so van SABC. Hulle verstaan nie op hierdie stadium dat dit is die grootste probleem met hierdie lisensiemodel nie. Teoreties behoort hulle amper 5 miljard rand, 5 billion rand, in te samel uit die lisensies wat daar is, wat bestaan. Maar hulle het verlede jaar 253 miljoen maar kon bymekaar maak, as ek dit nou reg lees hierso. Wat beteken dat hulle meer as 4.2 miljard verloor het, wat nie ingesamel is nie. Dis 'n verskriklike bedrag. Wat beteken nou moet die regering inspring en vir hulle daai geld begin gee. So ja, die huidige lisensiering stelsel is 'n probleem. Want hoe gaan jy na die gemeenskappe toe en vir hulle sê, goed, julle isiZulu mense en die Sotho mense en die isiXhosa en al die ander tale, julle moet begin TV-lisensies uitneem en betaal. Teoreties is dit die idee.
en kon dalk gewerk het. Die probleem is, daar's 'n kultuur van wanbetaling. Hulle wil nie dit betaal nie. Daar is 'n kultuur van, hierdie goed is aan ons beloof en dit sal aan ons gegee word. Dit is beloftes ongelukkig wat die ANC gemaak het aan hulle ondersteuners en die belastingbetalers wat ongelukkig baie Afrikaans en baie Engels is, die grootste gedeelte daarvan, ek gaan sê 85% miskien of meer, is mense wat nie hierdie ander tale dan kan kyk nie. Ek kan nie Zulu verstaan nie, ek kan nie Xhosa verstaan nie, so ek gaan nie daai content kyk nie, en ek dink baie van die ander mense voel nou dieselfde. So nou het ons hierdie CEO van SABC, Nomsa Tshabele, en minister Malatsi, wat besluit het, die hele lisensiering model moet verander word. Hulle wil letterlik die lisensiestelsel soos hy huidiglik is, wegvat. Maar dit moet vervang word. Nou, die twee modelle wat hulle op hierdie stadium in gedagte het, is 'n household levy, waar elke huishouding 'n fooi betaal, wat dan deur SARS bymekaar gemaak gaan word, deur jou normale SARS-prosesse van belasting betaal. Of waar dit as deel van die fiskus ingedeel word. Met ander woorde, die regering befonds dit outomaties uit deel van belastingbetalers se befondsing, se betalings. Wat op jou einde neerkom op mense, belastingbetalers gaan dit betaal. Hier is nou weer die ding. As hulle na daai stelsel toe oorskakel, dan die hele SARS model beteken weer eens dat mense wat slegs SARS betaal, belastingbetalers, gaan moet opdok. Dit gaan mense wat in die laer inkomste groepe miskien meer affekteer as mense in die hoër inkomste groepe. Maar dit gaan dalk meer regverdig wees as jy content kry. En hier voel ek is waar hulle dinge nou mooi moet begin opdeel. My opinie hier is, om dit regverdig te maak, is op jou lisensievorm wat jy kry, moet daar tale wees. Al 11 tale, 12, as ons nou sign language nou bysit, ons is eintlik mos nou 12 tale. Jy as 'n lisensiehouer wat die lisensie uitneem vir jou huishouding, moet dan kan sê, my lisensiefooi wil ek jy moet gaan vir Afrikaans, Engels en sign language, as jy dan nou wil, of enige ander taal. Die tale wat jy bereid is om op te deel gelyke persentasie gewys, volgens jou lisensie. Daai word dan digitaal ingevoer en dan opgedeel, net soos wat ons doen met die munisipaliteite, voorstel ons om te wees, maar ja, dan word dit digitaal dan opgedeel en elke kanaal kry sy befondsing volgens sy taal van die die lisensiebetalers. Dan word die lisensiebetaler bepaal watter tale hy wil befonds. Die hele idee hier agter, nou onthou, hier is my idee, dit is nie 'n ding wat reeds daar is nie. My hele idee daar agter is dat, kom ons sê, isiZulu, begin nou 'n bietjie swaar trek en hulle kry nie befondsing nie. Dan moet hulle uitgaan na daai gemeenskappe toe en vir hulle sê, goed, julle moet begin 'n bietjie meer lisensie uitneem en betaal. Dit sal die hele stelsel meer regverdig maak. Veral wanneer dit kom by mense in die Afrikaans gemeenskap wat voel dat Afrikaans heeltemal weggeneem is van TV af. Tog verwag hulle dat die Afrikaanse gemeenskap nog steeds moet betaal vir ons TV-lisensie. So, sê my bietjie, wat dink jy van hierdie hele idee? Wat dink jy van die nuwe lisensiering projek en dink jy dit gaan werk? Stem jy daarmee saam of het jy 'n ander idee? Sit jou idees in die comments en kom ons bespreek dit 'n bietjie. En as jy gehou het van hierdie video, asseblief, like, share en subscribe. En dan gaan ek julle in 'n volgende video sien.